Goeiedag geliefde vriend, ek hoop dit gaan uitstekend met jou. Vandag se boodskap bring hoop vir elkeen wat voel dat vrede buite bereik is. Miskien voel dit vir jou soos 'n droom, jy probeer positief wees, maar jou gedagtes hardloop aan mekaar. Wat as dalk dit gebeur of hoe gaan ek dit maak in daai situasie en so rol angs soos die golwe van die see, nê? Dit rol net oor jou brein die hele tyd. Maar vandag wil ek graag hê jy moet iets anders te hoor. God beloof nie net vir ons vrede nie, hy beloof perfekte vrede. En dit begin by nie by my en jou omstandighede nie ons situasies wat deur ons gaan nie, maar dit begin met die fokus wat ons het. En een van my gunsteling verse is Jesaja 26 vers 3, wat vir ons hierdie kragtige waarheid oor vrede met ons deel. Jesaja sê, U sal hulle in volmaakte vrede hou, almal wat op U vertrou, almal wie se gedagtes op U gefestig is. Geliefde, let gou op, perfekte vrede is nie die afwesigheid van probleme nie, maar die teenwoordigheid van 'n gefestigde fokus, 'n sekere tipe ingesteldheid. Die Hebreëse uitdrukking vir perfect peace, dis die ander vertaling, is eintlik shalom, shalom. Dis 'n dubbele herhaling. Dit beteken 'n vrede wat onwrikbaar, diep en volmaak is. Dis nie oppervlakkig nie, dis nie tydelik nie, dit is volkome. Dis daai perfect peace. En wie ervaar dit, nê? Dis diegene wat op God vertrou en wie se gedagtes op hom gefokus bly. Dalk moet ons onsself vandag eintlik eerlik vra, wat vul my denke die meeste? Is dit my stryd en angs of onsekerheid, of is dit die skrif? Is dit God se woord, of is dit die opinie van die wêreld? Is dit slegte nuus, of is dit goeie nuus? Is dit die gebabbel op sosiale media en al die afleidings wat deeltyd na ons kant toe kom, of is dit die stem van die Heilige Gees? Wat ons gedagtes vul, bepaal wat ons harte voel. Ek wil daai sommer net weer sê. Wat ons gedagtes vul, bepaal wat ons harte voel. So prakties, ek wil hierdie dalk dit vir jou sê. Bou vandag 'n nuwe gewoonte. Sit net 5 minute op sy en fokus doelbewus op God se karakter. Dat hy is goed, hy is getrou, hy is liefde. Dan herhaal jy vir jouself deur die dag, Jesus, ek vertrou U, my gedagtes bly op U gefokus. As afleidings en bekommernisse kom, bring dit terug na hierdie woorde toe. Here, ek hou my denke, ek hou my hart, my gedagtes gefokus op U, Here. En onthou, geliefde, jy hoef nie alles te verstaan nie, jy hoef net te fokus op hom, die een wat alles verstaan. So wat ons gedagtes vul, bepaal wat ons harte voel. Maak saam met my hierdie verklaring. Sê dit, ek kies vandag om my gedagtes op die Here te vestig. Ek ontvang sy shalom, shalom. Sy perfekte vrede vul my denke, my hart en my dag. Geliefde, môre kyk ons na een van die grootste vyande van vrede, en daai vyand is bekommernis. Jy wil dit nie mis nie, maar tot dan, kom ons hou ons oë en ons gedagtes gerig op die een wat alles verstaan, die een wat vir ons daai perfekte vrede kan gee, en los vir ons in die kommentaar vandag, nee, as jy ek sal dit waardeer, skryf daar vir ons, wat help jou om jou denke op God gerig te hou. Ons gaan leer by mekaar, dalk is daar 'n dissipline, 'n ding wat jy doen wat dalk uniek is, en iemand gaan dit raak lees en sê, wat, dit is fantasties. Nou, okay, kom ons bid saam. Vader, ons loof U, ons eer U en ons sê vir U, dankie vir U shalom, shalom. Dankie vir U vrede wat volmaak is, wat nie tydelik is nie, wat vir ewig is. En daarom vra ons vandag vir hierdie een ding, Here, vir 'n genade om gefokus op U te kan dink, ons gedagte en ons harte te rig na U toe, en so U vrede werklik te kan beleef, en dan ook dit te kan uitleef. Here, ons bid vir U volmaakte, volkome shalom, shalom in ons lewens. Ons bid dit alles in die mooi naam van Jesus. Amen en amen. Geliefdes, gaan in vrede. Totsiens.